'n storieman. Ek is 'n kabouter met 'n rooi broek, 'n groen baadjie en 'n wit pluim in my hoed. Op hierdie kaset is daar 7 stories uit my storiekas. Lekker lees en lekker luister. Pinocchio. So wat 100 jaar gelede het daar in Italië 'n beeldsnyer, ene Geppetto, gewoon. Hy het alleen gewoon, en hoewel hy vriendelike bure had, was hy eensaam, en het hy gewens hy kon 'n seun hê. Eendag kry hy 'n plan. Hy sou vir homself 'n houtpop maak, 'n wonderlike pop wat kan dans en veg en soos 'n akrobaat kan spring. Met die pop sou Geppetto deur die wêreld reis. Oral sou mense goeie geld betaal om die pop se kunsies te aanskou. Maar, nog belangriker, die pop sou vir hom soos 'n seun wees en hom geselskap hou. Sonder versuim kies Geppetto 'n stomp uit sy houthoop, tel sy skerpste handbuil op en begin werk. Maar net toe hy wil kap, hoor hy 'n piepklein stemmetjie: "Moet tog nie te hard slaan nie." Mens kan jou voorstel hoe verbaas die ou man was. Hy kyk na die stomp, hy kyk in die kamer rond, hy maak selfs die deur oop en kyk buite, maar hy sien niemand nie. Toe begin hy maar weer. Alles gaan goed terwyl Geppetto die bas afstroop, maar toe hy sy skaaf neem om die hout glad af te werk, hoor hy dieselfde stemmetjie giggel: Hou op, jy klim my. Geppetto laat sy skaaf val asof 'n weerligstraal hom getref het. Woordeloos sak die beeldsnyer in sy leunstoel neer en staar die stuk hout aan. Hy staar, hy krap sy kop, hy wryf sy kin. Hy slaan sy bene oor mekaar en trommel met sy vingers op die tafel. Hy suig aan sy pyp. Toe klop hy die as uit en gryp die stomp weer. Wel, is eintlik uitmuntend, Dink hy op laas. Hier is ek besig om 'n pop te maak en voor ek nog sy kop uitgesny het, praat hy al. Wanneer ek klaar is, sal hy kan spring, hardloop en dans en sing. Fluks sit hy sy werk voort. Terwyl hy al fluitend besig is, dink hy aan 'n naam vir sy pop. Ja, ek sal hom Pinocchio noem. Dis 'n goeie naam. Maybe ek sal hom geluk bring. Eers maak Geppetto die hare, toe die voorkop, toe die oë en toe die neus. Net daar begin dinge skeefloop. Die neus begin groei. En hoe meer die arme Geppetto dit korter sny, hoe meer groei dit. En die mond begin lag vir Geppetto nog voor hy daarmee klaar is, en steek toe vir hom tong uit. Geppetto voel afgehaal, maar hy maak asof hy dit nie sien nie. Hy werk fluks verder en vorm die pop se liggaam en arms. Maar hy het skaars die hande uitgekerf, of hulle begin aan sy moestas pluk. Die arme Geppetto voel moedeloser as ooit tevore in sy lewe. Watter soort seun maak hy vir homself? Jou klein vaabond, Sê hy. jy is nog nie eers klaar nie en jy is al klaar onbeskof met jou pa. Dit is sleg. Dit is baie sleg. En hy pink 'n traan uit sy oog weg. Geppetto het nog nie die ergste gesien nie. Skaars is die pop se bene en voete klaar. Toe skop Pinocchio sy oupa op die ken, spring op die vloer en hardloop by die deur uit. Dis 'n keerom, Skree Geppetto en hardloop agter Pinocchio aan. Maar die mense lag hulle so boeglam vir die houtpop wat in die straat afhardloop, dat hulle skaars kan roer. Die konstabel is verstandiger. Hy keer die pop voor, en toe Pinocchio tussen sy bene probeer deurhardloop, tel hy hom aan sy neus op. Geppetto brom ergerlik toe hy by Pinocchio kom. Hy gryp die pop aan die nek en begin hom huis toe sleep. Jy wag net.
Ek sal jou gou wys wat met stoute seuns gebeur. Pinocchio wikkel hom los, gooi homself op die grond neer en begin jammerlik huil. Voor Geppetto hom kan kry, begin die mense na die konstabel roep: "Beskerm die arme pop, anders maak Geppetto hom dood!" En hulle skop so 'n lawaai op, dat Geppetto vir die nag in die polisiestasie opgesluit word. Nou is Pinocchio so vry soos 'n voël. Hy dans en spring en klik sy hakke te mekaar terwyl hy hardloop. Ure lank speel hy in die strate en die veld en keer eers huis toe die son sak. By die huis sink hy in Geppetto se ou stoel by die vuur neer. Buite verdwyn die son vinnig en dit word winderig en koud. Maar Pinocchio sit en glunder van plesier. Hy voel warm en gerieflik. En op die heel eerste dag van sy lewe is hy klaar sy eie baas. Maar hy's nie alleen in die kamer nie. Toe hy in die stoel terugleun en sy oë toemaak, hoor hy 'n vinnige klikgeluid soos 'n kam wat oor 'n tafelrand getrek word. Wie's daar? Vra Pinocchio. Is ek. Pinocchio draai sy kop en sien 'n groot insek teen die muur opkruip. Ek is die pratende kriek. Ek woon al meer as 100 jaar in hierdie kamer. Wat daarvan? Dis nou my kamer. Trap jy en laat my met rus. Ek sal nie gaan voor ek jou 'n groot waarheid mee gedeel het nie, antwoord die kriek. Seuns wat teen hulle ouers in opstand kom nooit ver in die wêreld nie. En vroeër of later sal hulle bitter jammer wees oor wat hulle gedoen het. Dit is die laaste ding wat Pinocchio wil hoor. Ag, bly stil jou ou rasbek, voetsek! Maar die kriek steur hom nie aan Pinocchio nie. Arme seun, ek bejammer jou. Jy het regtig 'n houtkop en swaar tye lê vir jou voor. Toe hy dit hoor, verloor Pinocchio sy humeur. Hy gryp Geppetto se houthamer van die werkbank af en smy dit na die kriek. Miskien wou hy die kriek nie seermaak nie, maar die hamer tref die diertjie teen die kop en hy het skaars tyd om te skree voor hy leweloos op die grond val. Nou sê jy dan seker stil bly, sê Pinocchio en probeer slaap. Vir die pop is dit die begin van 'n ellendige nag. Hy het skaars sy oë toegemaak of hy word baie honger. Maar nêrens in die huis kry hy 'n krieseltjie kos nie. Net toe hy die stryd gewonne wil gee, sien hy 'n eier op 'n stapel houtskaafsels lê. Toe hy dit oor 'n pan breek, kom daar egter 'n piepklein kuiken tevoorskyn en hy vlieg by die venster uit. Van die honger. Hy hardloop by die huis uit en soek oog en laag in die strate vir kos, maar hy kry niks nie. Wanhoopig lui hy 'n buurman se voordeurklokkie om kos te vra. Maar die moeilike ou vent hou niks daarvan dat iemand hom in die middel van die nag steur nie en gooi 'n groot lampetbeker water oor Pinocchio uit. Soos 'n verdrinkte rot sluip Pinocchio huis toe, so koud en uitgeput dat hy met sy voete op die vuur aan die slaap raak. Vir die res van die nag slaap en snork hy, en sy houtvoetjies bly in die vuur. Geleidelik brand hulle heeltemal weg. Die volgende oggend kan hy nie eers staan nie. Geppetto kom woedend uit die tronkhuis toe. Maar toe hy sien hoe die arme Pinocchio op die grond rondkruip, voel hy baie jammer vir hom en gee hom die 3 pere wat hy vir sy eie ontbyt gekoop het. Toe sit hy hom liefdevol op die werkbank neer en sny vir hom 'n nuwe paar voete uit. Na hulle klaar is, maak die ou beeldsnyer vir Pinocchio 'n spesiale stel klere. 'n kort broek, 'n keurige hemp van geblomde papier en 'n mus wat hy van 'n korsie brood gemaak het. Pinocchio is so verlig dat hy weer kan loop en so ingenome met sy nuwe klere,
dat hy sy arms om Geppetto se nek gooi en hom weer soen. Toch, help my toch, asseblief, papa, snik hy en vertel huilend die verhaal van die kriek se waarskuwing. Help my om nie 'n slegte lewe te lei nie. Ek wil so graag 'n soetseun wees. Geppetto huil saam. Eindelik sê hy, as jy regtig 'n soetseun wil wees, Pinocchio, dan moet jy skool toe gaan en hard werk. Ek sal, roep Pinocchio uit. Ek beloof ek sal. Dink jy Pinocchio sal sy belofte nakom? Die antwoord verskyn in deel 12. Jakkals en Wolf en die ronnekopdier. Op 'n dag vra Wolf vir Jakkals hoe leeu koning van die diere geword het. En soos altyd het Jakkals dadelik 'n antwoord. Maar broer Wolf, hy is natuurlik die sterkste dier en daarom kon hy homself as koning kroon. En hy het gesê, enigeen wat nie tevrede is nie, ek kan sake met hom kom uitspook. Nou ja, ek is nie tevrede nie, roep Wolf uit. Kyk, broer Jakkals, ek het nog nie my Moses in 'n bakleiery teëgekom nie. Sal leeu my dan kan afloop. Ek sê jou, ek gaan my as koning aan hom voorstel. Slaan hy my nie dadelik plat nie, plant ek my vuis tussen sy twee kykers. As hy nie my reuk onder sy neus kan verdra nie, en my probeer terugslaan, maak ek hom eers die kant, en dan daardie kant skrik. En dan spring ek sommer onder hom deur, om hom aan sy ster te pak. En dan sal ek hom wys wat stewelwerk kan doen, en hom vuurwarm skop. Jakkals vind Wolf se windmakery erg prettig. Hy verwag 'n eislike spektakel as leeu of wolf beetkry. Wolf laat ook nie op hom wag om verder te spog nie. Ja, en dan sal ek leeu se sterk kou asof dit 'n murgbeen is. As hy my streke ken en nog nie, asseblief baas, begin smeek het nie, sal ek onder sy ribbe invlieg en hom wys hoe tamboer slaan met die kop lyk. Soepat hy steeds nie, wys ek hom weer hoe tandewerk lyk, as ek senings aan vleis uitpluis. Glo my, dan sal leeu besef hoe na hy aan sy dood is. Nadat Wolf homself nog 'n hele ruk lank blink gepraat het, besluit hy dat die Jakkals nou deeglik onder die indruk van sy krag gebring het, en hy vra, en hoe? Dink jy nog steeds leeu is die sterkste van al die diere? Tot Wolf se verbasing antwoord Jakkals, ja, onder die 4 voetdiere is leeu die sterkste. Maar die ronnekopdier, die mens, is die sterkste van alle diere. En dink jy die ronnekopdier sal my onderkry? Vra Wolf steeds vol vertroue. Ja, maar jy kan hom natuurlik probeer baas raak. Ek sal, maar waar kry ek hom? Vra Wolf ewemoedig. Stap net saam met my. Ek sal hom vir jou wys, antwoord Jakkals, wat aan die punt van sy stert voel dat hier 'n splinternuwe kaskenade aan die uitbroei is. Ek is reg vir hom. Een ding is nie 2 nie, en dis dat ek hom vandag gaan wys hoeveel sterre s'nags opkom en ondergaan. Ek sal hom karnaval totdat hy sy ma vir 'n reënboog aansien. Staan jy maar net op sy, dan kan jy dit aanskou. En terwyl Wolf so spog saam met Jakkals aanstap, sien hy 'n seentjie langs die pad. Is dit die ronnekopdier? Nee, hy moet dit nog word. Hy is nog nat agter die ore, antwoord Jakkals. 'n En verder sien hulle 'n afgeleefde ou man met 'n kierie. Is dit die ronnekopdier? Nee, hy was dit al. Hy stap al op 3 bene, is Jakkals se antwoord. Maar eindelik sien hulle boer op sy perd aangery kom, bewapen met dubbelloopgeweer, pistool en sabel, en met sy 2 honde by hom. Jakkals sê, daar is die ronnekopdier.
En toe maak dit hy wegkom om die patalje van 'n veilige afstand dop te hou. Vlug is nie 'n slegte wapen nie, mits jy dit betyds gebruik. Wolf storm manhaftig op Boer af, wat dadelik 'n skot op hom afvuur. Toe Wolf na 'n tweede skot uit die dubbelloopgeweer steeds storm, pluk Boer sy pistool uit. Maar Wolf steur hom ook nie aan die pistoolskoot nie, wat storm is hy. Toe hy Boer bespring, kap Boer hom met die sabel oor die neus dat die bloed spat. Wolf trek klein koppie en kies die hassepad. Maar Boer stuur sy honde agter hom aan. Toe kraak die bossie soos Wolf naal. En tussen rol jakkals van die lag. Maar toe Wolf op laas die honde afskud en jakkals kom soek, gee die skelm jakkals voor dat die honde hom ook gekarnuffel het. Kamma steun en vra Wolf hoe dit met hom gegaan het. Wolf antwoord: Broer jakkals, as jy ooit die waarheid gepraat het, was dit vandag. Die ronnekopdier is vir jou sterk. Eers blits hy my met blou boontjies uit sy kierie, maar dit was vir my muggiebuite. Toe hy weer blits, word dit muskietbuite. Hierop steek hy sy hand uit 'n vuurspat van sy vingers af, dis bysteke. Weer spat die vuur, dit word perde bysteke. Toe ek naby genoeg is om hom van sy perd af te ruk, pluk hy 'n rib uit sy lyf en slaan my daarmee oor my neus dat die bloed spat. Maar moenie glo hy was tevrede toe ek op laas dat spanner nie. Toe stuur hy sy 2 blaffende gediertes agter my aan. Was ek nie slim genoeg om hulle af te skud nie? Het ek nou nie lewend voor jou gestaan nie. Maar van die bloed wat sy hele lyf besmeer, praat ou Wolf nie. Liewe Heksie en die bikini. Blommie Kabouter en Liewe Heksie het elkeen 'n rand by koning Rosekraans gekry, omdat hulle die meeste geld vir Blommeland se Kabouterhospitaal ingesamel het. Nou sit en dink hulle wat om met die geld te maak. Weet jy, Blommie, ek is seker die rykste heks wat ek ken, sê Heksie. Ja, sê Blommie, maar ek weet wat ons met al die geld kan maak. Ja, dis baie swaar, sug Heksie en wieg heen en weer in haar reis toe. Heksie, sê Blommie opgewonde, kom ons gaan hou vakansie by die see. Ai, lag Heksie. Ek was lanklaas daar. Ja, sommer môre met die trein. Blommie lag van pure blydskap. Nou moet ek eers gaan inpak. Ek ook, sê Heksie. Ek moet my ander hoed en jas inpak en my bikini. Die bikini, die Heksie bikini. Nou ja, ek moet my bikini inpak, sê Heksie en sy fladder haar ooglede. Swem jy dan met 'n bikini? Ja, dis mos waarmee 'n mens swem. Hoe is jy dan so dom? Vra Heksie. Ek weet dis 'n soort baaipak, maar is dit nie baie klein nie? Vra Blommie. Heksie skud haar kop dat haar hoed byna afval. O nee, ek het myne by my ouma Levinia hekspersent gekry. Dit was hare gewees. Dis 'n baie mooi bikini. O, sê Blommie. Nou ja, Heksie, ek loop nou maar. Ek kry jou môreoggend op die stasie. Die trein kom 8 uur hier verby. Jy moenie laat wees nie. Ek is nie 'n heks wat altyd laat is nie, sê Heksie vies. 8 uur spring ek op my besem en ek vlieg stasie toe. 8 uur moet jy daar wees, Heksie. Nou goed. 7:15 spring ek op my besem en vlieg stasie toe. Die volgende oggend klim die twee op die trein wat hulle see toe neem. Daar gaan bære hulle hul tasse by die Lucieshuis en stap dadelik strand toe. Heksie gaan sit op die sand en trek haar ou swart langpunt hoed oor haar kop. Hoekom steek jy jou kop so ver in jou hoed in, Heksie? Dis mos te warm. Sodat my gesig nie te veel in die son kom nie, Blommie. My ouma Levinia het altyd gesê, meisiekinders se gesigte moenie so brand in die son nie.
Dis vir Heksie en Blommie te lekker om na al die mense op die strand te kyk. Eenkant is 'n verhoog en rondom die verhoog sit baie mense. En op die verhoog is daar 'n man wat allerlei grappies maak. Skielik blaas hy hard op 'n beul en sê: "Dames en here, ek het 'n belangrike aankondiging om te doen." "Wat beteken dit wat hy daar sê, hè Blommie?" vra Heksie. Dit beteken maar net hy wil iets sê en ons moet luister, Heksie. Die man praat weer. "Ons gaan vandag 'n mejuffrou Seesand kies." Die mense skreeu en klap hande. "Wat is mejuffrou Seesand, hè Blommie?" vra Heksie. "Sst, Heksie, hy wil weer praat." "Uit al die mense hier op die strand gaan ons die oulikste meisietjie kies. Sy sal mejuffrou Seesand wees en die prys van R10 kry." "Haai, hoor daar Blommie," sê Heksie. "As ek die R10 wen, kan ons nog 'n paar dae hier by die see kuier. Al die dames wat wil deelneem, moet hier na die verhoog kom," sê die man toe. "Ek gaan net my bikini aantrek en dan gaan ek ook," sê Heksie. Blommie is heeltemal verskrik. Heksie, jy gaan tog nie deelneem aan die kompetisie nie." "Wat is dit?" vra Heksie. "Ag man, as baie mense bymekaar kom en hulle soek die mooiste een uit, dan is dit 'n kompetisie," verduidelik Blommie. "O," sê Heksie. "Ja, ek gaan ook sê hulle moet my kies vir mejuffrou Seesand. Ek gaan net eers gou my bikini aantrek. Wag hier, Blommie." Heksie stap na die hokkies waar mense jou baadklere aantrek. Die man op die verhoog sê die kompetisie gaan nou begin. Blommie wens dat Heksie laat sal wees, want haar hart sal baie seer wees as sy nie wen nie. Skielik hoor Blommie iemand roep: "Joe, Blommie!" Hy kyk rond. Toe sien hy vir Heksie oor die sand aangestap kom, of liewer, hy dink dis Heksie. Hy kyk mooi, hy kyk weer, en ja, so waar, dit is Heksie. Sy het die snaakste swemklere aan wat hy nog ooit gesien het. 'n Lang swempak wat tot by haar knieë kom, met lang moue en wit en swart strepe. Op haar kop is 'n groot swart swempet wat soos 'n ballon op haar kop sit. Blommie wil op die sand rol van die lag, maar Heksie roep weer: "Joe, Blommie, hier is ek. Hoe lyk my ouma se bikini vir jou, hè?" Al die mense by die verhoog kyk om. Toe begin hulle lag. Tot die man op die verhoog kan sy lag nie hou nie. Heksie gaan staan stil. Blommie sien hoe skaam sy kry. Sy steek haar vinger in haar mond en trek die groot swempet oor haar oë. Toe lag die mense eers. Arme Heksie weet nie wat om te doen nie en Blommie kan sien sy gaan huil. Hy staan op, maar skielik skreeu 'n vrou: "Help, dief! 'n Dief het my oorlosie gesteel!" Blommie sien dat die dief met die oorlosie in sy hand naby Heksie gaan verbyhardloop. Blommie se beentjies is te kort om vinnig te hardloop. Hy skreeu hard: "Heksie, die dief hardloop daar na jou toe, keer hom!" Heksie staan steeds met haar swempet oor haar oë en haar vinger in haar mond. Maar skielik steek sy haar een lang maar been na die kant toe uit en daar val die dief dat hy sommer so skuif in die sand. "Sy het hom gekeer, skreeu die mense. 'n Polisieman is gou daar en gee vir die vrou haar oorlosie. Sy sê vir Heksie: "Ag, baie dankie juffrou. As jy nie gekeer het nie, sou die dief met my oorlosie weggekom het." Heksie het intussen haar pet uit haar oë gehaal en haar vinger uit haar mond. "Haai, hoor jy Blommie, sy sê vir my juffrou," sê Heksie en sy lag te lekker. "Wat is jou naam?" vra die vrou. "My naam is mejuffrou Lavinia, liewe Heksie." "Dis mos reg, hè Blommie," fluister Heksie. "Ja, min of meer."
Ek dink ons moet vir mejuffrou Lavinia, liewe heksie, mejuffrou Seesand maak, sê die vrou. Ja, ja, skreeu al die mense. Ja, kom hier na die verhoog toe, juffrou, sê die man. Kom saam, Blommie, sê heksie en sy gryp Blommie se hand. Heksie en Blommie klim op die verhoog en almal klap hande. Die man sê, ons maak jou mejuffrou Seesand en jy wen die prys van R10. Toe klap die mense eers. Die man gee vir heksie die R10 en sy buig vir die mense. Toe alles verby is, swem heksie en Blommie 'n rukkie en toe gaan hulle na die plek waar hulle bly. Daardie aand na ete sê heksie, Blommie, hoekom dink jy het die mense so vir my gelag toe ek met my bikini uitgekom het? Ag heksie, dis seker omdat jy vir hulle so oulik was. Ja, weet jy, ek het self gedink ek lyk oulik, sê heksie. Waarom die giraf nie kan praat nie. In Tuka se dae kon al die diere praat. Omdat sy nek so lank was kameelperd, ook bekend as giraf, die koning van die diere. Hy was langer as enige ander dier, en hy het graag met sy kop in die lug rondgeloop, en langdurig met homself gepraat. Al die ander diere was baie omgekrap hieroor, want dit het hulle middagslaapie versteur. Hulle probeer toe aan maniere dink om hom stil te kry. Luiperd sê, jy is toch nie so wat wonders nie, koning kameelperd. Daar is baie goed wat ons kan doen, en jy nie kan doen nie. Soos wat? Vra kameelperd. Wel, jy kan nie so vinnig soos ek hardloop nie, of hoe? Antwoord luiperd. Ons sal sien jou parmantige kykie. Kom ons jaag risies en kyk. Die ander diere, wat seker is dat luiperd sal wen, stap saam om te kyk. Tier en giraf begin gelyk. Maar spoedig is giraf 'n nek voor. Toe haal Tier hom weer in en steek hom verby. Ongelukkig hardloop hy in 'n boom vas, stamp sy kop en val op die grond neer. Na hy die wedren gewen het, word giraf nog hoogmoediger. Hy stap met sy kop nog hoër in die lug, prys homself en spog hoeveel beter hy as die ander diere is. Weldra is giraf se geklets al wat 'n mens in die bos hoor. 'n Paar dae later kom die diere weer bymekaar om te besluit wat om oor giraf te doen. Maar net Apie het 'n plan. Hy maak doringgom bymekaar en klim in die bome in. Net op die hoogte waar giraf gewoonlik vreet, smeer hy gom aan elke blaar. Weldra kom giraf verby en begin aan die blare knabbel. Maar die klewerige blare steek in sy lang keel vas. Hoe hy ook al sluk en kog en sluk, die blare bly daar. Giraf skud sy nek heen en weer en drink water tot hy nie meer kan nie. Maar hy kan eenvoudig nie van die taai klewerige blare ontsla raak nie. En toe hy sy mond opmaak om te sê wat 'n wonderlike diere is, kan hy nie praat nie. Hy is stom. Al die diere sê vir Apie dankie dat hy die grootpraterige giraf stil gemaak het. En daarna kan hulle elke middag hulle slaapie geniet, terwyl giraf rondloop en onhoorbare woorde in die boonste takke van die bome mompel. Die seun wat vir Tiere gegrom het. Eendag was daar 'n klein Indiese seuntjie. Sy naam was Sudi, en een van sy geliefkoeste tydverdrywe was om vir Tiere te knor. Wees versigtig, sê sy ma. Tiere hou nie daarvan as mens vir hulle knor nie. Sudi
luister nie vir haar nie. Toe sy ma hom eendag nie sien nie, glip hy weg en gaan soek 'n tier vir wie hy kan knor. Hy kry nie 'n tier nie, die tier kry hom. En toe die tier hom sien, kom hy uit die bosse tevoorskyn en knor. Toe knor Sudi terug. Grr, 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 grr. Die tier vererg hom. Wat dink jy is ek? 'n eekhoorn, 'n haas, 'n muis? En toe hy Sudi weer die volgende dag sien kom, spring hy van agter 'n boom uit en knor nog harder as tevore. Mooi tier, goeie ou tier, sê Sudi en streel hom. Die tier kan dit nie verdra nie. Hy gaan weg, maak sy kloue skerp, kwispel sy enorme stert boosaardig en oefen hoe om nog kwaaier te knor. Ek is 'n tier, sê hy. Tier, tier. En hy gaan by die watergat drink. Toe hy klaar is, kyk hy na homself in die water. Daar is hy, 'n pragtige geel tier met swart strepe en 'n lang stert. Hy knor weer, so hard dat hy glad vir homself bang word en hy hardloop weg. Eindelik steek hy vas. Hoekom hardloop ek weg, dink hy. Dis maar net ek. Ag nee, daardie seentjie het my ontstel. Ek wonder waarom hy vir tiere knor. Toe Sudi die volgende dag verbygaan, keer hy hom voor. Waarom knor jy vir tiere? Vra hy. Wel, sê Sudi, dis eintlik omdat ek skaam is. En as ek vir tiere knor, is dit asof ek minder skaam voel. Ek dink ek verstaan, sê die tier. Tiere is mos die kwaaiste diere in die wêreld en is baie dapper om vir hulle te knor. Die tier hou van hierdie woorde. Kwaaier as leeu's? O ja, sê Sudi. En beere? Baie kwaaier. Die tier spin vriendelik. Jy's 'n goeie seun, sê hy en lek Sudi se gesig. Daarna het hulle dikwels saam gaan stap en af en toe vir mekaar geknor. Doringrosie. Lank, lank gelede was daar 'n koning en 'n koningin wat albei gesê het: "Ag, had ons maar 'n kindjie." Maar hulle het geen kindjie gekry nie. Toe gebeur dit dat die koningin op 'n dag sit en baai en 'n padda kruip uit die water tot op die grond en sê vir haar: "Jou wens sal vervul word. Voordat 'n jaar verby is, sal jy 'n dogter in die wêreld bring." Wat die padda gesê het, gebeur toe. Die koningin skenk die lewe aan 'n dogtertjie, wat so mooi is, dat die koning buite homself van vreugde is en 'n groot fees reël. Hy nooi nie net sy familie, vriende en bekendes uit nie, maar ook die wyse vee, sodat hulle die kind toegenees sal wees en haar sal beskerm. Daar is 13 wyse vee in sy ryk, maar omdat hy net 12 goue borde het waaruit hulle moet eet, moet een van hulle tuis bly. Die fees word met alle pragt gevier, en toe dit eindig, skenk die wyse vee hul wondergawes aan die kind. Die een gee haar deug, die ander een skoonheid, die derde rykdom, en so kry elkeen 'n beurt om haar alles te skenk waarvoor 'n mens op aarde kan wens. Nadat 11 van hulle hul wense uitgespreek het, maak die 13de een plotseling haar verskyning. Sy wil haar wreek, omdat sy nie uitgenooi is nie, en roep met 'n harde stem uit: "Die koningsdogter sal haar na 15de jaar met die naald van 'n spinwiel steek en dood neerval." En sonder om 'n woord verder te sê,
draai sy om en verlaat die feessaal. Almal is verskrik, en toe tree die 12de wyse vee na vore om haar wens uit te spreek. En omdat sy nie die bose wens tot niet kan maak nie, maar dit slegs kan versag, sê sy: die koningsdogter sal wel nie dood neerval nie, maar sy sal 100 jaar lank slaap. Die koning, wat graag sy liewe kind teen hierdie ongeluk wil beskerm, reik 'n bevel uit dat alle spinwiele in sy ganse ryk verbrand moet word. Die gawes van die wyse vee word egter almal in die meisietjie vervul, want sy is so mooi, deugdelik, vriendelik en verstandig, dat elkeen wat haar sien haar moet lief hê. Op die dag, toe sy 15 jaar oud word, gebeur dit toe dat die koning en die koningin nie tuis is nie, en die meisie heeltemal alleen in die kasteel is. Toe dwaal sy oral rond, kyk na al die vertrekke en kamertjies wat sy wil sien, en kom op laas ook op 'n ou toring af. Sy klim by die smal wenteltrappie op, en beland voor 'n klein deurtjie. In die sleutelgat is 'n verroeste sleutel, en toe sy dit omdraai, spring die deur oop, en in 'n klein kamertjie sit 'n ou vrou met 'n spinwiel en spin. "Goeiedag, ou vroutjie," sê die koningsdogter. "Wat maak jy daar?" "Ek spin," antwoord die ou vrou en knik met haar kop. "Watter ding is dit wat so vrolik in die ronde draai?" vra die meisie en vat aan die spinwiel. Skaars het sy egter daaraan geraak, of die towerspreuk word vervul en sy steek haar vinger met die naald raak. Op die oomblik toe sy haarself raaksteek, val sy op 'n bed neer wat in die kamertjie staan en raak vas aan die slaap. En hierdie slaap brei oor die ganse kasteel uit. Die koning en die koningin, wat pas thuis gekom en by die saal ingestap het, raak aan die slaap. En die hele koninklike hof saam met hulle. Die perde in die stal slaap ook, en die honde op die werf, die duwe op die dak, die vliee teen die muur, ja, selfs die vuur wat in die hert flikker, word stil en sluimer in, en die kos hou op met braai, en die kok, wat die kombuiskneg aan die hare wil beetkry omdat hy iets verkeerd gedoen het, laat los hom en raak aan die slaap. En die wind gaan lê, en aan die bome voor die kasteel roer geen blaartjie meer nie. Rondom die kasteel begin 'n doringheining egter groei, en dit word elke jaar hoër, en groei op laas oor die hele kasteel, en bedek dit, sodat dit glad nie meer gesien kan word nie, selfs nie eens die vlag op die dak nie. Maar die storie van die mooi slapende doringrosie, want so word die prinses genoem, versprei oor die hele land, sodat daar elke nou en dan prinse kom om deur die doringheining te probeer dring en in die kasteel te kom. Hulle kry dit egter nie reg nie, want die dorings groei so dig dat die jongmans daarin verstrengel raak en 'n jammerlike dood moet sterf. Na baie jare kom daar weer eens 'n prins in die land en hoor hoe 'n ou man vertel dat die doringheining 'n kasteel bedek waarin 'n wonderskone meisie, prinses Doringrosie, reeds 100 jaar lê en slaap. En saam met haar slaap die koning en die koningin in die ganse koninklike hof. Die man het ook van sy oupa gehoor dat baie prinse reeds hierheen gekom het en probeer het om die doringheining te deurdring, maar hulle het daarin verstrengel geraak en gesterf. Toe sê die jong man, "Ek is nie bang nie, ek wil Doringrosie gaan sien." En die goeie ou man kan doen net wat hy wil om die prins van sy plan te laat afsien. Hy luister nie na sy waarskuwings nie. Maar die 100 jaar is net mooi verby, en die dag waarop Doringrosie weer sal ontwaak het aangebreek. Toe die prins nader aan die doringheining gaan, sien hy net groot, pragtige blomme, wat van self aan mekaar skei en hom ongedeerd deurlaat, en agter hom weer toevou in 'n heining vorm. Op die kasteelwerf sien hy die perde en die bont jaghonde wat lê en slaap, op die dak sit die duwe met hulle koppe onder hul vlerke, en toe hy in die kasteel kom, slaap die vliee teen die mure, en die kok in die kombuis, met haar hand reeds uitgesteek asof sy die kombuiskneg wil gryp, en die diensmeisie sit voor die swart hoender wat gepluk moet word. Toe stap hy verder en sien in al die sale al die howelinge wat lê en slaap, en bo by die troon lê die koning en die koningin.
Hy stap nog verder en alles is baie stil. Op laas kom hy by die toring uit en hy maak die deur oop van die kamertjie waarin Doringrosie slaap. Daar lê sy en sy is so mooi dat hy sy oë nie van haar kan afhou nie. En hy buk en gee haar 'n soen. Net nadat hy haar met sy lippe aangeraak het, gaan Doringrosie se oë oop en sy word wakker en kyk hom vriendelik aan. Toe stap hulle saam onder toe en die koning word wakker en ook die koningin en al die howelinge en hulle kyk mekaar met groot oë aan. En die perde op die werf staan op en begin beweeg, die jaghonde spring op en kwispel hul sterte, die duwe op die dak trek hul koppies onder hul vlerke uit, kyk om hulle rond en vlieg weg. Die vliee teen die mure kruip verder, die vuur in die kombuis kry lewe, dit begin flikker en die kos kook, die braaibout prut, die kok gee die kombuisknegge oorveeg, die knegg gil en die diensmeisie pluk die hoender se vere. En toe is die prins en Doringrosie se bruilof met pragt en praal gevier en hulle tot aan die einde van hul dae gelukkig gelewe. Die hond en die been. Op 'n goeie dag sluip 'n hond by 'n slaghuis in en gaps 'n vet geurende been. Terwyl hy hom uit die voete maak, gewaar die slagter hom. "Kom terug, jou niks nuts!" skree hy. "Kom terug!" Die hond maak spore toe die slagter se kwaai stem hoor. So vinnig as sy bene hom kan dra, hardloop hy by die dorpe uit en kies koers na die platteland. Hy hol so ver en so vinnig dat hy gou moeg word. Dit help nie. Hy toe hy by 'n bruggie oor 'n stroom kom. Ek moet eenvoudig rus. Uit asem stap hy stadig tot op die brug. Die water lyk darm verfrissend, dink hy en tuur in die stroom af. Dis presies wat 'n warm dorshond nodig het. Toe, skielik rek sy oë van verbasing. Ongelooflik! Daar's 'n lelike dierasie daaronder en in sy bek het hy 'n been wat nog groter is as myne. Hy knor kwaai. Na alles wat ek deurgemaak het, verdien ek die grootste been en ek gaan dit kry ook. Dreigend maak hy sy bek oop om te blaf. En toe hoor hy 'n geplons. Die been het uit sy bek in die water geval. Die water word kalm. Toe sien die dom hond dat die hond in die stroom ook sy been verloor het. Toe eers besef hy wat gebeur het. Ag nee, huil hy. Ek het nou maar weer kaatsing in die water gekyk. Kon ek so dom gewees het en so gulsig? Nou het ek glad nie 'n been nie. Volgende keer bring ek julle nog 7 stories uit my storiekas. Hulle is Die Vriendelike Beer, Jakkals en Wolf in die Bottervat, Liewe Heksie en die Donkie, Pinocchio, die Poppekas, Die Gemmerbroodman, Isak se Speelkarre, deel 1 en Die Magtige Prins. Moet hulle nie misloop nie. Totsiens, 'n mooi bly.